Toe ons begin het met die verhaal, was dit nog moeilik. Daar was nie iemand wat vir jou kon gesê jy maak so of doen dit of bou dit. Jy moes maar self besluit en self proef en self doen. Dis waaroor ons in die teelery heel wat verskillende dammetjies en reservoirs en goed gehad het om te begin. Ja, reënboogforel oor die algemeen se lewensiklus is maar 7 jaar. Die vis word nie so, hy groei vinnig tot op 'n stadium en dan sy max is omtrent so 7 kilos uit die hatchery uit, maar dan sy klaar, dan sy op sy einde. En dan jou breinforel is natuurlik word baie ouer, hy word 14 jaar en dan sy gewig word ook baie hoër. En dan het ons nou natuurlik die buik en die brein en die reënboog, die golden vertrout en daai goed. Maar in 'n dam, hy het sy natuurlike challenges, maar by ons is krappe en is otters en is kormorante, dan word 'n challenge al die pad. Maar die forel bly 'n gesogte gereg op die tafel vir die mense wat hom ken. En die ouens wat hom hengel met 'n kunsaas, nee, dis 'n goeie sport, dis 'n lekker sport. En ons geniet dit. Die forelboerdery het redelik verander. Op die piekstadium het ons redelik baie mark gehad. Ons het baie forelle verkoop, Johannesburg toegevat of stad toegevat. Daar was groot aanvraag daarvoor. En dit was koste effektief. Die voerkoste het naderhand te swaar geraak. Jou voerkoste is ontsettend hoog en jou risiko is ook hoog. En dis daarom wat ons nou eers ons het net gelos om nie te veel te bemark nie. Toe het ons naderhand gelos om te teel vir die hengeldoeleindes. Toe my pa nog geleef het, toe hy mense, die kennisse het maar gekom, dan kom vang hulle vis. En toe het hulle naderhand, toe sê hulle nee, hulle mors te veel by die damme. Hulle moet hom nou 5 sent per persoon per dag betaal, sodat hulle kan geskoonmaak. Daai jare was dit baie geld. Toe het hulle om 5 sent per persoon as hulle inkom betaal en vis gevang en uitgegaan. En dit is waar dit begin het. Toe ons nou naderhand sien, toe kom die ouens toe sê hulle, nee, maar hulle wil vir die naweek kom. Althans, van Saterdagmiddag tot Sondag deur die dag. Kom hulle Saterdag, hulle soek 'n slaapplekke. Toe het ons die ou plaashuis daar ingerig en net 'n slaapplek. Daar was net 'n bed en 'n matras en die ouens het was als manne wat gekom het en hulle daar gebly en dit het meer geword en toe naderhand begin die ouens hulle vrouens saambring, toe moes ons beter akkommodasie gee wat ook maar nog net die basies was. En so dit ontwikkel dat ons naderhand al beter en beter akkommodasie moes gee. Die groot uitdagings op enige forelplaas of toerisme is jou bemarking. Jou bemarking is 'n groot uitdaging. En dan om jou diversiteit te hê tussen jou verskillende goeders. Ons doen nie net die forel nie, ons doen akkommodasie, ons doen groente, ons doen beeskaap, ons doen veldskole, leierkampe, opleidingskampe en vele ander. Maar dit gaan oor die ontwikkeling van ons jeug. As jy hom nie iets leer nie, verwag jy moet hy weet. En dis waaroor dit gaan, en dis ons motto. Ek moet 'n verskil kan maak aan een kind op elke kamp, dat ek my doel gaan doen. Ons het byvoorbeeld 'n manne naweek, wat die ouens regtig kry so 150 manne vir die naweek. Dit vet pret. Dis groot pret. En hulle beklei al. Hulle kan net soveel vat. So hulle sny hom af. En party ouens wat hier weggaan, bespreek al vir volgende jaar, betaal klaar alles. So dit wys jou die ouens geniet dit. Dit maak 'n verskil in elke ou se lewe. Dit gaan oor daai broederskap, die Saamwees. Ja, daai samekoms, die mense verleer om te praat, want ons is permanent op die selfone. En daai naweek is daar geen selfone, maar die skoolkamp ook, daar's geen selfone, geen tegnologie nie. Hulle moet weer met mekaar praat, hulle moet leer kommunikeer. Dit al net bring weer terug. Dit bring ons net weer terug en dit werk. As iemand nou wil begin om byvoorbeeld met forel te wil boer of met enige ander visspesie, moet hy seker maak dat sy watertoestand reg is, vir naam vir forel, jou ligging reg is, jou temperature reg is deur die jaar. Die groot probleem is hier so Somer.
somermaande, wat is dit, September, Oktober, November, Desember, kry jy baie skade. Dan moet jy, as jy dit als reg het, begin klein en doen eers kennis op en jy weet soos wat dit gaan, dan weet jy wat om te doen.